Nou gaan ons na die juniors toe, Stellenbosch 1 versus Durbanville. Julle kan so lank vorentoe kom. En hier kom die onderwerp. Meisies ervaar meer groepsdruk as seuns. Dankie julle, die tyd is verstreke. Ons gee nou kans vir Hoërskool Durbanville. Ek is Saskia, die eerste spreker van die inleidende span. En ons glo onoorwonde dat meisies ervaar meer groepsdruk as seuns. Ons ontleed die onderwerp as volg. Ons sien meisies as 'n jong persoon van 'n vroulike geslag. Ons sien groepsdruk as druk van 'n portiergroep om in te pas by die sosiale norm. En seuns sien ons as 'n jong persoon van 'n manlike geslag. Ons interpreteer die onderwerp dus as volg. Meisies ervaar meer groepsdruk as seuns, maar die vraag aan orde van die debat is egter of seuns nie onder druk lê van 'n portiergroep en dus beter af is nie. Ons antisipeer dat ons opponente gaan sê dat seuns ervaar net soveel druk om in te pas by die sosiale norm en ons is hier vandag om hulle verkeerd te bewys. Ons sal ons standpunt aan die hand van die volgende 3 argumente verdedig. Eerstens sal ek Saskia argumenteer dat meisies meer emosioneel sensitief is en dat hulle gevoelens vinniger sal verander. Tweedens sal my spanmaat Kayla uitwys dat daar groter druk is of wat op meisies geplaas word. Laastens sal my spanmaat Luca uitwys dat meisies meer uitdagings ervaar rondom hulle groepsdruk, rondom hulle portiergroep om in te pas. Gevolglik ons eerste argument. Meisies is meer emosioneel sensitief as seuns. Van 'n meisie af self kan ek en talle jong dames daarvan getuig dat ons emosies ons makliker onderkry. Dames se emosies is meer vatbaar aangesien ons emosies volgens navorsing vinniger verander. Seuns moet egter voldoen aan die sosiale norm om nie emosie te wys nie en om te maak dat hulle nie kwesbaar is van groepsdruk nie, wat dit vir ons wegsteek dat seuns ook ervaar. En ons stem saam vandag dat seuns ook groepsdruk ervaar, maar ons wil julle egter uitwys dat soos ons 3 argumente gaan bewys dat dames dit op 'n meer erger vlak aanvaar. Soos ek vroeër reeds uitgewys het, is meisies meer kwesbaar vir die val van die vergelyking van onsself met ander sosiale media smaakmakers en my spanmaat Kayla sal hierop verder uitbrei. Kayla sal na ons betoog verder voer deur uit te wys dat meisies groter druk ervaar vir hul skoonheid en ander faktore. Baie dankie. Julle moet spiere hê. Ek is julle rugbyonderwyser en ek sê julle moet spiere hê. Yes, ja, jy moet nou gaan gym, anders gaan jy nie spiere hê nie. Geagte voorsitter, dames en here, my naam is Daniel Skoenraad en ek gaan julle vandag oortuig dat meisies nie meer groepsdruk ervaar as seuns nie. Kayla, ek begin met my repliek aan Kayla. Ons sien dat seuns net soos wat hulle in rugby byvoorbeeld baie groepsdruk ervaar. Hulle mag dalk nie emosie wys nie, maar dit beteken nie dat hulle nie groepsdruk ervaar nie. Ons aanvaar julle definisies, ons wil net bylas dat groepsdruk 'n invloed is om aan iets deel te neem of om aan beter in iets te wees, wat deur jou vriende gedruk word. Ons interpreteer dus die onderwerp as volg. Vroulike Homo sapiens ervaar nie meer druk om aan meer goed deel te neem as wat manlike Homo sapiens doen nie. Ek beweeg nou aan na my argument. Daar is talle rugbyspanne wat seuns aanmoedig om regtig spiere te bou. Dit is net soos wat daar baie stigmas is dat meisies die perfekte lyf moet hê. Dit moedig seuns aan en kan tot talle nagevolge lei. Seuns is baie onder die invloed van ander druk en dit kan lei tot baie slegte nagevolge. Daarom dink my span dat meisies nie meer druk ervaar as seuns nie. Ek is Kayla, tweede spreker van die inleidende span. Ek en my span glo steeds rotsvas dat meisies ervaar meer groepsdruk as seuns. Wat die ontleding aanbetref die volgende. Ons gee toe aan julle definisie van groepsdruk, maar ons wil egter uitwys dat meeste van die tyd is groepsdruk negatief. In reaksie op Daniel se argument toegegee, seuns ervaar ook groepsdruk, maar soos ek nou gaan uitwys, egter nie soveel soos wat meisies doen nie. Gevolglik ons tweede argument. Meisies ervaar meer groepsdruk ten opsigte van skoonheid. Dis alom bekend dat meisies graag vergelyk word op grond van hulle skoonheid. Navorsing toon ongeveer 75% van meisies ervaar groepsdruk
in vergelyking met seuns waarvan net 50% groepsdruk ervaar. Hierdie statistiek ondersteun my argument perfek. Boonop is meisies meer emosioneel, soos my spanmaat Saskia alreeds aan julle uitgewys het. En kan hierdie groepsdruk lewenslange letsels hê? Lukas ons betoog afsluit deur om klem te lê op hoekom meisies meer uitdagings ervaar as seuns. Hierdie is Jannie. Jannie speel klavier, Jannie sing en Jannie is aan die bopunt van sy klas in terme van akademie. Maar hy doen nie sport nie, so hy staan bekend as 'n sissie, homoseksueel en beslis nie baie manlik nie. Voorsitter, dames, here en opponente, my naam is Adel en dit pynig my dat so baie talentvolle jong seuns soos Jannie in boksies deur sy portuïergroep gedruk word, net omdat hy nie by die stigma van manlikheid inpas nie. Ons aanvaar julle veranderinge en byvoegings tot ons definisies en ek sien ook ons het geen geskille beleef nie, so ek voel ons kan aanbeweeg in terme daarvan. Voor ek egter volledig kan uitbrei op my argument, wil ek graag my aanval loods op Kylie se argumente. Kylie, seuns ervaar ook emosionele druk om fisies te verbeter en ek wil graag weet waar jy jou bronne kry, aangesien ons nie ons fone mag gebruik nie. Dit klink nie vir my baie aktueel nie. Dit bring my by my argumente. Maak nie saak hoe talentvol party seuns is nie. Ervaar hulle konstante druk om aan die hoë standaarde wat die samelewing aan hulle stel te voldoen. As 'n meisie kan ek akademies en kultureel presteer sonder om sport te doen en steeds alle bestaande stigmas ontwyk. Om jou talente te belemmer sodat jy in 'n vaste boksie pas, is iets wat seuns op 'n veel groter skaal ervaar. Dames en here, Jannie doen so baie, hy presteer, hy doen dit net nie op die sportveld nie. Maak dit van hom minder van 'n man. Beslis nie. Meisies ervaar beslis nie meer groepsdruk as wat seuns doen nie, voorsitter. Ek is Luka, derde spreker van die inleidende span en ek en my span volstaan dat meisies ervaar meer groepsdruk as seuns. Maar wat help dit dat die enigste probleem is om spiere te bou? Wat van al die ander probleme wat hulle ervaar, maar wat nie opgelos kan word teen die gym nie. Ons herbevestig net dat die meerderheid van groepsdruk negatief is en dat vandag ons na die genoeg sal kyk om eerder as 'n uitsondering. Op my reaksie op Adel se argument. Seuns ook in boksies moet gesit word, is meisies ook daar en nog meer in 'n boksie gedruk. Meisies word gekritiseer, sommige meisies sê dis in hul natuur en ek kan dit ervaar as party meisies wil selfs rappie speel, maar hulle mag nie as gevolg van die stigmas daarom. Meisies het meer uitdagings in hul portuïergroep. Hoekom? Want meisies word meer, want hulle vergelyk hulself meer met mekaar. Meer met op mekaar is ook meer geneig is om kwaad te bly met mekaar. Hulle bly meer kwaad. Statistieke wys, meisies is baie meer emosioneel tasbaar, soos as 'n litteken vorm as gevolg van 'n verhouding, sal hulle emosionele welstand dink wat kan lei tot hulle alleen groepsdruk meer kan laat voel. Voorsitter, ek sluit af. Saskia het argumenteer meisies is meer emosioneel sensitief as seuns. Kyla het uitgewys dat meisies groter druk ervaar met hul skoonheid en laastens het ek uitgewys dat meisies meer uitdagings in hul portuïergroep ervaar. Stan Durbanbos volstaan dat meisies ervaar meer groepsdruk as seuns. Dames en here, wanneer laas het julle 'n man of 'n seun sien huil? Maar dink geregtig daaraan. Wanneer laas het jy 'n man of 'n seun sien huil? Geagte voorsitter, dames en gehoor, my naam is Julia Barry, derde spreker van die opponerende span en ek gaan julle finaal oortuig dat meisies nie meer druk ervaar as seuns nie. Ek organiseer my toespraak soos volg. Eerste gaan ek begin deur om repliek te lewer op die derde spreker, daarna sal ek meer uitbrei op my argument en laastens sal ek my span se argumente opsom. My repliek is dat seuns vergelyk ook heeltyd hulle self met mekaar. Of dit nou op sosiale media is of in hulle portuïergroep. Neem nou maar ons skool as 'n voorbeeld. By ons top 10 is die eerste 3 heeltyd seuns en hulle word heeltyd gedruk en vergelyk heeltyd met mekaar om beter te doen en beter te doen. Dan bring dit my by my argument. Seuns word geforseer om hul emosies te onderdruk.
Neem nou maar die volgende voorbeeld. Toe ek met van die Paulroos-seuns gesels het, het hulle vertel dat by hulle ontgroening word hulle die hele tyd skrik gemaak en geïntimideerd. Wat dink jy sou gebeur het as een van daai seuns begin huil het? Hulle sou uitgelag en gespot word. Daarna het ek met van die Bloemhof meisies gesels en hulle sê dat byna almal was in trane. En dan, Luca, klip niemand 'n oog nie. Ons as mense is uniek en verskil van mekaar. Party seuns is meer sensitief as ander en dit is oukei. Maar dan word daar van hulle geforseer om hul emosies weg te steek, want hulle word so baie gedruk deur hulle vriende. Meisies is ook in 'n vriendelike omgewing waar hulle met hulle vriendinne kan klets en praat oor hulle gevoelens. Seuns het nie hierdie veilige area waar hulle gevoelens kan deel nie. Dan sluit ek af deur om my span se argumente op te som. Daniel het gepraat oor hoe spiere bou en fisiese voorkoms nog druk op seuns sit. Adele het daarna uitgebrei oor hoe daar 'n stigma rondom seuns wat nie sport doen nie is. En ek het afgesluit deur om te sê dat mans word geforseer om hul emosies te onderdruk. Voorsitter. Dis nou weer tyd vir die debatsgesprek. So die opponerende span mag eers 'n vraag stel. Kaylee, ek haat dit om bronvrae te vra, maar hoe kry jy sulke spesifieke statistiek, soos dat 2% van mense hierdie doen en 3% van mense die doen, sonder die gebruik van jou foon? Dis regtig, dis soos... Opponent, ek wil herhaal net die statistiek vir julle, dat ongeveer 75% van meisies meer druk ervaar, en net 50% seuns groepsdruk ervaar, en hier is bloot uit navorsing van vorige ure, maar ek sal net graag 'n vraag wil hê rondom die onderwerp vanaand. Dis heeltemal reg, ek verstaan, dis net half, ja, maar... Dink jy nie, dis tog net 'n menslike eienskap om jouself te vergelyk met ander nie. Hoekom is dit spesifiek beperk tot meisies, soos wat julle dit laat klink? Opponent, toegegee dat beide geslagte hierdie vergelyking kan ervaar, maar ek weet nie of jy bewus is van die bewegings op sosiale media wat tans plaasvind, waar daar baie gepraat word oor liggaamspositiwiteit nie, en is veral gemik op dames, aangesien daar in die verlede baie stigma was waar dames mekaar se liggame met mekaar vergelyk het. En dit is presies wat ons hier sê. Daar is geen liggaamspositiwiteit oor seuns nie. Hulle ervaar dieselfde nodigheid om sterk te wees en soos modelle op Instagram te like. Ek is seker julle het al hoeveel keer daai foto's gesien van 'n seun wat in die spieël so sy arm oplig en dan sien jy net spiere. Hoe dink jy moet 'n seun voel as hy daai foto sien? Toegegee, opponent, maar soos hierdie seuns dit ook ervaar dogters dit egter net erger, omdat hulle meer emosioneel vatbaar is en omdat hulle in 'n natuur is en hulle onthou dit langer as wat seuns doen noodwendig. Opponent, dink jy nie juis omdat hierdie ondersteuningsgroep gevorm het, is daar meer groepsdruk op meisies? Opponent, skus, ek wil net vinnig aanlas by wat jy gesê het. Juis omdat daar hierdie ding is van seuns wat nie hierdie emosies ervaar nie. Bewys dit net verder dat daar regtig 'n stigma is rondom mans wat manlik moet wees. Opponent, ek verstaan dat beide meisies en seuns groepsdruk ervaar, maar ons praat vandag wie ervaar die meeste groepsdruk. En deur te sê dat meisies meer emosioneel is as seuns, bewys jy net verder dat seuns in boksies gedruk word om spesifiek. Opponent, dit is nie net 'n norm wat deur die samelewing geskep word nie, dit is statistiek wat bewys is deur navorsing. Statistiek wat jy sopas uit jou duim uitgesuig het, opponent. Opponent, ek voel ons debatteer tans in sirkels. Mag ek dalk my volgende vraag stel? Asseblief. Opponent, indien al die stigma rondom seuns wat moet deelneem soos volgens julle aan sport, indien daardie stigma totaal en al uit skole uit geëlimineer word, glo julle dat seuns nog steeds meer groepsdruk as meisies sal ervaar? Ja, ons doen. En opponent, dink jy nie dat seuns wat stigma ervaar rondom die sportdeelname is 'n debat vir 'n ander dag nie? Ek dink dit is direk gekoppel aan dit, want in baie sporte soorte word daar baie groepsdruk op seuns geplaas
om spiere te bou. Maar opponent, dit gebeur ook met meisies. Soos meisies mag nie rugby speel nie. Daar is groot stigmas oor hulle wat cricket speel. So wat van hulle? Hoe moet hulle voel? Ons kan enige sport speel. Daar's aksie netbal vir seuns. Hoe moet hulle voel? Dis hulle enigste sport wat hulle alleenlik mag speel. Ek wil net uitlig dat daar ook rugby vir meisies is, maar wat ek nog hoor wou sê is dat daar word dieselfde stigma rondom party seuns wat hokkie speel. Ek het al gehoor van skole waar as 'n seun hokkie in plaas van rugby doen, dan word hy beoordeel en so. Opponent, ek voel as ons wyk bietjie af van die onderwerp af waar ons afwyk na die sportsoorte toe. Dink julle nie dat eerder meisies meer groepsdruk ervaar aangesien hulle vriendinne oor mekaar skinder nie? So daai ondersteuningsnetwerk word geëlimineer juis omdat meisies hierdie doen. Dink jy nie dis onregverdig om te sê dat alle meisies oor hulle vriende skinder en dis nie goeie vriende is nie? En ek wil net byvoeg, seuns skinder ook. Hulle geniet dit net so baie. Opponent, soos ons in die ontledingsgesprek uitgeklaar het, het ons besluit dat ons vandag na die meerderheid van leerders na die geheel gaan kyk. En as 'n mens na die sosiale norm kyk, is die geheel dat meisies meer oor mekaar skinder. En ek vra net hoe julle voel. Dink julle nie dat dit meisies meer kwesbaar maak vir groepsdruk nie? Opponent, nee, want jy sit as 'n meisie afstand tussen jouself en die mense wat negatief oor jou skinder. En ek wil net sê dat mense nie noodwendig sleg oor jou sou praat sonder 'n goeie rede nie, maar ek voel ons wyk regtig af van die onderwerp. As jy enige verdere vrae het. Toe gee opponent, ons beweeg terug na die onderwerp. Ek het 'n vraag. So ek het in my toespraak genoem dat seuns nie daai veilige area het waar hulle kan praat met hulle vriende oor hulle emosies en so nie. Wat het julle daaroor te sê? Opponent, soos ek nou net uitgewys het, het meisies ook nie eintlik daai veilige hawe nie, aangesien hulle maats van 'n skinder. So ek voel dat dit dan by albei voorkom en inteendeel meer by meisies, want seuns is emosioneel baie keer sterker in daardie geval, want hulle sal 'n vuisgeveg hou en dan is dit verby. Waar meisies aanhou op sosiale media en katterig is. Daar gebruik jy weer eens die stigma dat seuns meer emosioneel sterk is en so, maar baie keer is dit net die voorkoms, want baie keer het daai seuns gevoelens wat hulle graag met ander mense wil deel, maar hoe sal jy nou reageer as 'n seun begin oor sy emosies praat? Opponent, die sosiale norm wat in vandag se samelewing sê dat seuns nie hulle emosies moet wys wanneer hulle huil of ontsteld is nie. So ons kyk, soos ons sê, ons kyk vandag na die norm. En julle het tog saamgestem met ons ontleding daarvan. Ja, maar kan ek vinnig klaarmaak? Die norm is juis 'n vorm van groepsdruk, opponent. Is daar iemand wat 'n vraag wil vra? Ek het 'n vraag vir die inleidende span. So julle het die hele tyd genoem van die sosiale norm en hoe seuns nie hulle gevoelens wys en dat dit dan nou standaard is. My vraag aan julle is dit dan julle plan om verder hierdie toksiese patriargie waar mans nie hulle gevoelens moet wys nie en net moet sterk wees te bevorder onder seuns? Ekskuus. Ons ontken nie dat seuns ook groepsdruk. Ons erken dat seuns ook groepsdruk ervaar. En ek voel jou vraag is nie heeltemal tot en met die onderwerp ingesluit nie, maar jy's welkom om met my daarna te praat sodat ek vir jou 'n bietjie meer van my mening kan vertel. Ek het ook 'n vraag vir die inleidende span. So dit is onlangs wetenskaplik bewys dat mans dieselfde hoeveelheid emosies ervaar, maar minder wys. Bewys hierdie statistiek nie juis dat hierdie groepsdruk veroorsaak dat mense dit minder sal wys nie? Opponent, soos spreker, soos wat jou spanmaat self vra, waar is jou statistiek? Opponent, ons wil wel dat... So span Durbanville, ek weet julle is onder 4 op die oomblik, maar ek gaan bydra by daai 4. So ek wil iets onder julle aandag bring. Ek het gedink dit gaan in die debat kop uitsteek, maar soos die Engelsman sal sê, die men's mental health crisis, manlike geestesgesondheid. En ek gaan statistiek aanhaal wat ek nie uit my duim uitgesig het nie. En dit is dat 100 mans in die VSA pleeg elke dag selfmoord. So dink julle nie dat groepsdruk op seuns is dan op daai ewige vlak dat dit bydra tot selfmoord later in hulle lewens as mans nie? Opponent, spreker toegegee, dit kom voor, maar selfs kom hierdie voor by dogters. Ons kan nie dit ontken nie, en dit is die situasie. Ons voel egter dat meisies nog steeds meer groepsdruk ervaar as seuns.
maar die groepsdruk word net beter hanteer op die oomblik. Daar is meer ondersteuningsgroepe vir meisies, maar hulle ervaar nog steeds meer groepsdruk. Maar daar is ook heidelik besig om meer ondersteuningsgroep vir seuns te vorm. Soos by ons skool as 'n voorbeeld, daar's manne met trots. Dis 'n ondersteuningsgroep vir seuns. Baie dankie vir julle bydrae. Julle kan die verhoog verlaat.